Jy moet al my video's oplaai, jy sal weet, want jy is die laaste ene wat mis. Ek was julle naweek weg. Waar, ek wil nie weet nie. Ek dink hulle almal is opgelaai. As dit nie is nie, sê my. Maar ek het by Lucinda Doppler en hierdie gedoen, so ek is daar rede vir. Okay. Alright. So, waarmee is ek besig? Okay. So ons kyk hierso, ons het sink wat reageer met soutsuur. Hierdie wys net vir jou die soutsuur. Hy begin met 2, hy eindig met 0.77. Dis nou die konsentrasie en die feit dat hy nie heeltemal opgebruik is aan die einde nie sê vir jou hy is 'n beperkende reagens wat nie beperk nie, sorry, dis wat in oormaat is, wat beteken die sink is die beperkende reagens en ons weet die reaksie is klaar by 45 sekondes en ons weet die reaksie het baie vinnig daar plaasgevind en dan al hoe stadiger gegaan. Okay, dis wat ons Vrydag bespreek het. So vra ek vir jou, skryf 2 waarnemings neer. Nou waarnemings is goeders wat jy sien, gebeur, sien, voel, hoor, daai tipe dinge. So jy gaan nie vir my net sê waterstof vorm nie. Okay? Want jy sien nie waterstof vorm nie, jy kan vir my sê waterstof gas vorm want jy het 'n gas gesien. Of jy kon net vir my gesê borrels vorm, of jy kan sê 'n gas word afgegee en dan kan jy nou byskryf want jy is matriek, dit was waterstofgas, maar jy kan nie net sê waterstof nie. Jy moet dan sê waterstof gas vorm. Okay, en die ander ding wat jy gesien het is die beker verhit. Of die reaksie word warm of die vloeisel word warm en dit beteken dan vir jou dit is 'n eksotermiese reaksie. Yes? Okay, dan vra ek vir jou bereken die gemiddelde reaksietempo vir hierdie reaksie oor 45 sekondes. So hulle kan in die eksamen ook net vir jou vra vir die eerste 15 sekondes of tussen 35 of tussen 30 en 40, maar hulle 45, maar hulle vra nou vir jou vir die gemiddelde ding vir alles saam. Okay, so die tempo gaan wees die verandering in konsentrasie oor die verandering in tyd. Nou, ek het nou, hierdie was donderdag, so ek herhaal nou baie wat ek gesê het al. Hier is klomp verskillende vergelykings wat jy gaan gebruik. Hoe weet ek moet nou konsentrasie oor tyd vat? Want in die grafiek word vir my gegee konsentrasie teenoor tyd. Okay. Dan kyk ons nou, die verandering beteken finale minus begin, so dis 0.77 minus 2 oor 45 minus 0. Jo, ouens, julle het nou nie geweet ek gaan in slegte bye aankom nie. Maar hoekom is julle huiswerk nie gedoen nie? Nie goed gegaan het nie of nie gedoen is nie? Sis. Alrighty. So vir pynkel dan kry. Hæ? Vir pynkel dan kry. Ja, of regte een. Jo. Okay. So die antwoord wat jy kry is minus 0,02733333333 en dan die eenheid wat jy het is omdat hierdie konsentrasie is en ek gee vir die konsentrasie eenheid is mol per kubieke desimeter. Mol per kubieke desimeter is dit. So dis daai ding, mol per kubieke desimeter gedeel deur tyd, so dis sekondes minus 1. Okay, so dit is 'n lang eenheid en die eenheid is nie altyd vir die tempo dit nie. Dit gaan verskil. Watter fisiese hoeveelhede het jy gedeel met wat? Daai gaan vir jou die eenheid gee. Okay, maar nou dis 'n probleem want die tempo is minus en ons wil dit nie 'n minus hê nie. Jy mag nooit 'n minus hê nie. So wat jy dan doen is jy vat jou pen en dan sê jy goed, ek gaan hierdie hele ding 'n minus vooraan sit. So ek gaan hierdie hele ding 'n minus vooraan sit en dan word daai 'n positiewe antwoord. Dis letterlik wat jy doen. Moet ons daai nie formules sit daai minus hê. Of kan ons sê daai tyd sê dit is 'n positief. Nee, hulle soek die minus in. Ek weet, soos dit maak ook nie vir my sin nie. Want dis mos die hy gaan ons omdat jy die produkte gebruik het, word dit mos minder. Ja, so jy gaan 'n minus hê. Hulle soek daai minus in die formule.
Ja, dis 'n bietjie van 'n interessante situasie, maar nou ja. Ek het nie hierdie vraag vir julle gegee nie, né? Het ek? Nee, maar ek het het ek nie hierdie huiswerk gegee nie. So ek is nou net tussen die Engelse klas en julle klas, want ek het vir hulle ook klas gegee. Okay. Goed. Nee. Reg. Dan kom ons kyk gou vinnig na vraag 5. Okay, nou hierdie het ek nie die eksperiment met julle gedoen nie, maar ek het obviously dit nou gedoen met sink en ek het dit gedoen met marmer of kalksteen of kalsiumkarbonaat, die korrels in die poeier, So hierdie is dieselfde idee agter, né? Hulle sê beskryf die reaksie. Hulle sê vir jou in reaksie 1 het jy magnesiumlint. So ek het dit wel vir jou laas jaar gewys dat ek dit is so 'n sirkel, dit lyk soos 'n tape measure. Nee, ek het so 'n stukkie afgebreek dat ek dit om so 'n metaallepeltjie dan gesit en toe aan brand gesit en so verbrandende met vlam en ek het gesê hulle gebruik magnesiumlint in spakels. Okay, maar ek gee so 'n bit vlam. Okay, so hulle sê magnesiumlint reageer met 'n oormaat soutsuur, verdunde soutsuur en dan magnesiumpoeier, wat is dit nou? Poeier met dieselfde volume en konsentrasie verdunde soutsuur en daar is die reaksie en jy kan sien die metaal plus die soutsuur gee vir jou sout en waterstofgas en dieselfde reaksie daar doen. Okay. Goed, nou as jy hulle bereken, ekskuus, voordat ek dit doen, kom kyk van hierdie kant. So hierdie kant het ons tyd, nou neem ek anders in sekondes want ek ja, sekondes. In sekondes, massa magnesium, so weer eens waarmee jy begin teenoor einde. Ekskuus tog, en dan sien jy nou die twee eksperimente. Okay, nou ek nou begin met my vraag, ek weet nie. George, watter een dink jy gaan vinniger plaas van die lint of die poeier? Die poeier. Okay, nou, wat se een eksperiment 1 of 2 dink jy pas by hoekom? Want hy slaar af, hy vat minder sekonde. Okay, hy slaar af. Verstaan wat jy sê, maar dit is verkeerd. Hy vat minder sekondes as baie in Afrikaans, maar ek dink ek sal die punt vir jou beteken. Hy reageer vinniger, sy reaksietempo is vinniger. Hoekom? Want poeier is gebruik. Okay, so alhoewel ek gesê 1 en 2 en 1 en 2 en jy kan dit nou sien, wil ek hê hulle gaan vir jou die eksamen sê A en B en 1 en 2 en dan moet jy nou mix en match wat sê en pas by wat sê jy. So die poeier gaan vinniger reageer, beteken hy gaan vinniger reaksietempo hê. Waar sien jy reaksietempo hierop? Jy sien dit by die gradiënt. Okay, so jy sien hy gaan vinniger af en hy maak vinniger klaar. Okay, goed. Dan sien ons ook weer eens magnesium is die beperkende reaktant want dis nou sy gramme en dan is hy heeltemal op aan die einde en dan is soutsuur natuurlik in oormaat en hulle sê dit is vir jou in oormaat. En hierdie reaksie is klaar na 10 sekondes, so weet hy's klaar na 10 sekondes want die magnesiumpoeier is op wat hy verder reageer nie, die is klaar na 16 sekondes. Okay, goed, nou vra ek jou, bereken die volume waterstofgas wat in eksperiment 1 van 2 minute tot 15 minute genigtig, daai sin was nie klaar nie, seker gevorm word. Nee, so hulle wil weet hoeveel waterstofgas word gevorm van ons nou van 10, nou praat ek van minute en hier is in sekondes. Sekondes, minute, ek moet gaan nie jouself hier oorbreek nie. Van 10 tot in 2 tot in 10 sekondes of minute en dan sê ek vir jou die molare gasvolume. Wat het ek hier gedoen? Ek sal sê. O nee, hy moet per mol wees, jou is reg. Is 25. Sê weer? Nee, ek sê nog helemaal seker. Kijk, ek gaan nou dit zorg met hierdie deur gaan. Hoekom gee dit nou vir jou so, want hulle het nie vir jou gesê jy's by STD nie. Okay, so jy kan nie 22.4 vat nie, jy is nou 10 keer by hoër temperatuur, want jy is nou by 0 grade Celsius nie. Want hier is eksotermiese reaksie, so hulle sê vir jou nou moet jy dit as 'n groter ding vat. Okay. Goed. So, kom ons kyk gou vinnig. Hulle vra vir jou, hoeveel hiervan word gevorm? Reg? Watter inligting is vir my gegee? Die inligting wat vir my gegee is oor die magnesium, die gram, die massa. Okay, reg. Ekskuus tog. So, ek sien hierso by 2 minute of 2 sekondes of wat ook al, was my massa gewees 2.6. En toe word daar gebruik dat ons by 10 sekondes of minute 0.2 het. So, hoeveel is gebruik
van daar tot daar. 2.4, né? Gram. So ek weet, kom ek dink net gou hierso. So. Okay. Die massa magnesium wat gebruik is in daai tyd is 2,6 minus 0,2 gee vir jou 2,4 gram. Ja, nou hoekom gaan ons magnesium gebruik? Hoekom gaan ek nie om vergelyk met soutsuur nie? Is omdat magnesium die beperkende reaktant is en ek sien alles word opgebruik. Okay? Ekskuus tog. So, ek gaan net jy kan vir jouself net 'n nota maak. Jy hoef dit nou nie in eksamen te gebruik te sê nie, maar hy is die beperkende reaktant. Okay, nou gaan ek sy mol gaan uitwerk. So weer eens so magnesium, mol is massa oor molêre massa. Onthou asseblief in die eksamen om onder mekaar te skryf. Ek skryf nou net langs mekaar vir spasie. So dis 2.4 en ek dink hy's 24. Ja. So dit gee vir 0.1. Okay, dan as jy na die mol verhouding kyk, hierdie is 'n gebalanseerde vergelyking, dan sien jy die molverhouding is 1:1. Nou alhoewel hulle 1:1 is en dit vir jou nou simpel voel om dit te noem dit in die eksamen. Hulle gee 'n punt as jy die molverhouding, hoor my woorde, reg gebruik. Okay. So ja, so sê maar jy het nou die mol verkeerd uitgewerk, maar jy pas dit reg toe, dan kry jy 'n punt daarvoor. So wys net dit is 1 magnesium gee vir jou 1 waterstof of hoe ook al. So as hierdie 0,1 is, dan is hierdie 0,1. Dan sê 1:1. Ja, reg gebruik. Verstaan, dit is nie 1 mol 1 mol nie. So hulle soek daai dat jy dit sien. So hulle is nie so wiskundig as wat hulle dink hulle is. Luister die Kom ons, ek het nie die kapasiteit. Ek het nie. Okay, so ons weet nou wat se mol waterstofgas gevorm het, maar dit was nie die vraag nie, die vraag was die volume gewees. So nou gaan ek na waterstofgas toe en ek gaan na hierdie formule toe. Hoekom gaan ek na hom toe? Sodat ek volume kan uitwerk en hulle het vir my VM gegee. Hulle het vir my gesê dit is as ek reg is 25, ja. 25. So V is 2.5. Ek dink is 'n bietjie desimeter, ja. So 2.5 liter gas. Chap. Alrighty. So dis hoekom ons mol tabelle en goed hersien het in daai eerste les sodat jy hierdie goeders kan doen met julle les gaan kyk. Nee, maar ek weet ek kan onthou met. As ek sukkel sal ek gaan kyk. Okay. So en ek kon nou hierdie so ek weet hulle doen ekstra klasse met juffrou Tannie Lucinda en ek maak dit soos ek love it. Ek love it dat mense ander opinies en goeders kry so dit ek is nie eers vir 'n oomblik geïntimideer of onsself of niks daaroor nie. Maar ek gee dit sy het nog nie skool gegee nie en sy het nog nooit gemerk nie. So ek sê baie keer goeders in video's wat sy nie weet nie of nog nie weet nie. Nee, ek het dit daar ook nie gedoen. Ek sê maar net. So dis hoekom ek graag soos ek kan nie onthou wat ek alles gesê het nie. So ek kan nie onthou soos onthou ek het in die les hierdie gesê nie. Okay, so soos ek seker sy het meer gedoen as wat ek gaan doen, maar ek sê baie keer sulke goeders wat Ja, hierdie naweek was net hektiek. Ek gaan dit nog kyk. Nee, dit is soos en ek weet jy weet eintlik al klaar meer as wat die res van die klas weet. So regtig nie. Ek sê maar net. Okay. Alrighty. Goed. Nou sê hulle vir jou bereken die oorspronklike massa magnesium gebruik, ekskuus, indien die gemiddelde tempo van vorming van waterstofgas in eksperiment 2, so nou mooi lees want die getalletjies daar lyk lekker nie. In eksperiment 2, 2,08 × 10⁻⁻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 ⁻Kom ons sê dit is per minuut. Okay, ek weet nou nie eers of ek nou fout maak en of ek dit moes omgeskakel het nie, maar ek kan nie dink dat ek die vraag so complicated was nie. Okay, so kom ons lees gou weer. Bereken die oorspronklik
massa magnesium gebruik indien die gemiddelde tempo van vorming van waterstof in eksperiment 2. So ons is nou, hierdie vraag was gewees oor eksperiment 1, ons is nou by eksperiment 2. So, soos 'n hele nuwe som in jou kop. Okay? Hulle gee vir jou die tempo van die eksperiment. En wat, ek sê maar kyk, ons skryf net gou die formule van die tempo neer. Yes, julle, ek kan nie dink, het ek gesê mol per sekonde. Maar ons kyk en ons sien ons is uit met 60 en maar ons net met. Nee, maar kyk gou mol, nie massa nie. Ek weet nie wat beteken dit nie. Dis omdat ons tempo volgens hierdie grafiek moet wees massa per minuut. Per sekonde. Hoe moeilik het ek hierdie gemaak? Ek weet nie, ek kan nie onthou nie. Kom ons kyk net gou. Hier is die nee. Ja, dan moet jy die molsom doen. So ek wil net kyk, het ek Hoe hierdie moet jy hom dan van gram af na mol toe vat na met mol? Ja. Goed, kyk gou vinnig hierso. Dis nie so mol tabel, dis tempo is massa oor sekondes. Ja, maar daai is nie reg nie. En daai is vir eksperiment 1. Daai, daai waardes is vir eksperiment 1. Net vir eksperiment 2 nie. En geen eksperiment 2 se waardes, dis hoe jy met tempo moet begin. Net gee vir die tempo. Oor die tyd sien, tyd is nou met 60. Ons sien wat hier is die, dit is die. Okay? Ek het die mol, ek het die waterwerk en dan die massa toe gegaan. Wat is daai NF minus NF? En finaal. Ja. Okay. Okay, so in ieder geval moet jy dan van... Ek het dit so moeilik gemaak. Ek het dit so moeilik gemaak soos wat ek gedink het. Okay. Goed, so moenie daai goed doodkrap wat ek so dood gekrap het. Dis 6. Okay, vraag B. Okay, so hulle gee vir jou die tempo. Okay, is 'n eenheid en hulle sê vir jou dit is mol per sekonde. Okay, so ons gaan skryf tempo is die verandering in mol oor die verandering in tyd en dit is nou spesifiek sekondes. Okay. Goed, dan die tempo is daar 2,08 maal 10 to the mag minus 4 is vir jou gegee. Ons het nie eers die beginmol of die eindmol hierson nie. Weet ons nie dat die eindmol daar kan is nie. Ja, maar sorry, soos gee my net gou oomblik. So ons het daar ons is nou 'n eksperiment. Nee, 'n eksperiment 2. So hierdie is eksperiment 2. Ek wil net vir julle wys daarso dat ons as stof hierdie waardes, daai stippellyne waardes is by eksperiment 1, as nie by eksperiment 2. Okay? So jy gaan nie daai waardes afgebruik nie. Reg, maar wat ons wel het is dat eksperiment 2 by 10 minute eindig. Okay? So ons het ons verandering in tyd is 10 minute, maar hierdie tempo is vir ons in sekondes gegee. En minute na sekondes maal met 60, né? So ons gaan sê 10 maal met 60 en dan kry jy verandering in mol as 0,1248 0,1248 mol. Okay? Dan, onthou hierdie is wel, alhoewel dit nou massa is, kan ons hom vergelyk met die mol, want as jy sien by eksperiment 2, na 10 minute, dan is die massa mos nou 0. So as die gram 0 is, gaan die mol 0 wees, né? So die oorspronklike, die eindmol is 0. So ek gaan nou baie lank uitskryf. Mol final minus mol initial. Die mol initial is obviously
wat ons nou wil uitwerk en mol final gaan 0 wees. So dit wil vir jou sê die initial mol is 0,1248. Ons kan nie daai nommer genereer. Ja, ek wil nou net ja, daar is 0. Final is 0. Okay. Kom ons gaan terug na die vraag toe. Die vraag was gewees: bereken die oorspronklike massa magnesium gebruik. Okay? Al die inligting wat ons nou het tot en met hier was gewees vir die waterstofgas. Ek het eintlik nou 'n stappie geskiep, maar anyway. Die molverhouding tussen waterstof en magnesium is 1:1, so dit beteken die mol magnesium is 0,1248. En nou wil ons die massa gaan uitwerk. Massa is mol maal magnesium. Ag, magnesium. Massa. Sjoe. Sorry, Alex, nou by magnesium, né? Was daar eers 'n stukkie van waterstof? Ja. Was ook van magnesium. Nee, die tempo van vorming van waterstof. O, hoekom is dit dan magnesium op die een en dan kyk die ander? Wanneer vorming van waterstof is. Ag, ek het dit verkeerd om neergeskryf. Ag nou, gee my net gou, ek het ook klaar maak, gaan ek terug boontoe. Okay, so die mol is 0,1248. Massa van magnesium is molare massa is 24. En hierdie gee vir jou 3 gram. 2,9952. Jo, ek het gesê julle moet my vandag check. So dankie Reinhard dat jy halfpad wakker is. Die antwoord wat ek gekry het op my sakrekenaar is 2,9952 en as jy afrond dan sit 3 gram. So ons het dan die verhouding weer gebruik om die mol wat 1:1 was. Ja, so ek het ergens weer 'n fout gemaak in my skryf. Ons gedagtepatroon hier is heeltemal reg. Ek het dit net verkeerd omgeskryf. So, okay. Hulle het ons die tempo gegee, soos dit teruggewerk. Okay. Die tempo gebruik hierso om die verandering in mol te kry van die waterstofgas wat gevorm het. Okay? Wat hierso is. Die verandering in mol. Nou wat ek hierso verkeerd ingeskryf het, is dat die finale dis nie waar nie. Okay, die begin is 0. Want waterstofgas het gevorm. So waterstofgas se begin was 0. Het dit die mol wat gevorm het. Dis die. Okay, so daai 0 moet net by die initial wees. Okay, ek gaan net inzoom. Daar is die 0 nie. Dit is 0. Ek gaan myself 'n nota maak. Mol initial is gelyk aan 0. Hoekom? Want aan begin was mol waterstofgas 0. Nee, want hy het nog nie gevorm nie. So hierdie is die final mol. Okay, dan Jy weet wat dit final mol. Okay. En omdat hulle ratio 1:1 is, beteken dit soveel magnesium en ja. Okay, ons gaan nog somme doen, moet jy nie worry nie. Nou wil ek gou by hoe laat gaan hierdie klok, want ek het 'n video wat ek vir julle wil wys. Okay. Nou kom ons by ek wil sê die eintlike graad 12 werk ook met daar is eintlik nog graad 11 gedagte gaan in werk, waarvan die tempo. Okay. Nou gaan ons kyk oor forces. Ja. Nou wat julle nie weet, dit lyk vir julle elke keer as ons goeders by mekaar kom, asof daar 'n reaksie plaasvind, maar dit is eintlik vir 'n mirakel dat 'n reaksie plaasvind. Okay? Want daar moet baie goeders in plek wees voordat daar actually 'n reaksie gaan plaasvind. Okay. Nou kom ons sê, kom ons sê, daar's twee goeders wat in plek moet wees, hoofgoeders. So nommer 1, die goeders moet met genoeg energie bos.
Want as hulle bots met mekaar die goeders, bedoel ek nou die molekules in 'n reaksie wat met mekaar bots, en wanneer hulle met mekaar bots, dan word die bindings gebreek en die goeders word weer ione, daar geaktiveerde kompleks en dan vorm dit weer nuwe bindings. Okay. Maar hulle bots die hele tyd met mekaar. Daar's die hele tyd hierso rondom 'n klomp klein botsings, maar sien nie klomp klein ontploffingkies van nuwe goed wat plaasvind. Okay? So daai botsing moet met genoeg energie plaasvind. En dan nommer 2 is dit nie die regte oriëntasie nie. Dis wat ek hierso vir jou wys. Dis hierso tot ek sê vir dis eteen, vir 2, die verbindings van selfkeen, homoloreer, CN, en soutsuur. Hierdie is die kloor, en daar is die waterstoffe, en dan is die kloorkoolstoffe. Okay, nou ek wil eers by die verkeerde goeders hierso. Wanneer 'n positiewe waterstof bots met 'n positiewe waterstof positief soek mekaar af, so hulle bots maar hulle stoot af. So daai botsing, as hy daar inkom, maak dit ook baie energie, dis eintlik 'n afstotende reaksie. Selfde ding hierso, dis negatief, kloor is negatief, en hierdie binding is koolstof negatief, koolstof kan positief of negatief wees, en dis by daar by nommer 4. Weer eens is 'n afstotende reaksie. Hier weer is 'n afstotende reaksie, maar dis die negatief wat van hulle negatief. Dis net wanneer die waterstof inkom na die negatiewe kloor dat en met genoeg energie dat daai dubbelbinding daar gaan breek en die reaksie eintlik gaan begin vir die eerste keer. Okay, so soos ek gesê het, 'n miracle dat 'n reaksie plaasvind. So die oriëntasie moet reg wees en dit moet met genoeg energie plaasvind. En dis wat die boodskap dit sê hier, dit is 'n botsingsteorie, dis 'n definisie, maar dit kom glad. Dit sê die botsingsteorie is 'n model waar die reaksietechniek van 'n eksplosie verduidelik as gevolg van die deeltjies wat teen mekaar bots met 'n sekere minimum energie in produkte te vorm. En vir 'n botsing om effektief te wees, daai woord in die skrif laat ek by jou oor om effektief te wees moet jy die regte oriëntasie en genoeg kinetiese energie. Okay. En ek gaan nou storie verduidelik en ek gaan die hele tyd in elke les terugkom na hierdie storie. Kom ons sê ek stel belang om in 'n verhouding te gaan. Okay? En kom ons sê ek stel belang in taf. Okay? Dan kan ek haar nou WhatsApp stuur, blomme stuur, sjokolade stuur, soos ek kan kom met moerse baie energie. Maar as Carla nie van my soos hou nie, dan kan ek doen wat ek wil. Dit gaan nie reg. Okay? So regte oriëntasie. Okay? En dan die volgende ene is genoegsame kinetiese energie. So sê nou dan ek gaan Carla nie, ek gaan nou vir George studeer oriëntasie is reg, dis self nie. Okay, die oriëntasie is reg. Okay? Dan moet dit met genoegsame kinetiese energie wees. So sê nou maar ek aan nou vir George. Dan gaan ek nie vir hom een WhatsApp stuur en sê soos hy gaan dit. En dan dink ek soos hy gaan sê, "Sjoe, jy weet ons gaan vat." Die idee dan moet 'n bietjie opbou wees, genoeg energie wees voordat die verhouding kom. Okay, so dieselfde tipe ding. Dis waaraan ek wil hê julle moet dink en dan gaan terugkom na hierdie vergelyking toe van ons. Okay, en dan okay, kom ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Dit sê vir 'n reaksie om plaas te vind, moet die botsende molekule 'n totale kinetiese energie hê wat gelyk is aan of groter aan die aktiveringsenergie van reaksie. Dis wat ek nou verduidelik het. As George se maatstaf is 'n ronde golf en Coke, dan is dit wat ek moet doen vir om sy aandag te kry. Okay, en vir elke reaksie gaan dit verskillend wees. So genoegsame kinetiese energie gelyk aan of groter aan die aktiveringsenergie, dan die aktiveringsenergie verskil van 'n reaksie tot reaksie en dan gaan ons hierdie energie wys in die Maxwell-Boltzmann verdelingskurwe. Dit is sy naam, Maxwell-Boltzmann kurwe. Jy moet hom kan teken, jy moet hom kan analiseer, jy moet hom kan aanpas vir 'n reaksie. So jy moet hom okay. So in hierdie reaksie hoe dit werk, daar op die y-as en die aantal deeltjies. Okay, so as jy letterlik daai kan wees 100, 200, 300, 400 aantal deeltjies in die reaksie. So al hieronder is al die deeltjies binne die houer. Okay? En hier op die y-as is jou energie spesifiek jou potentialiteit. Ag nee, ekskuus, die kinetiese energie van die deeltjies. Okay. Goed, nou in hierdie ding is daar
Okay, ek sê dis al die deeltjies inhou en daai streepie daar sê vir jou is die aktiveringsenergie van die reaksie. Okay? So daar is die afsnypunt van hoeveel jy moet hê dat die reaksie actually plaasvind. So alles bo hierso, hulle gaan actually reageer en 'n nuwe ding vorm. En al hierdie goeders gaan nie want hoekom nie? Hulle energie is minder as die afsnypunt. Okay? Dis hoekom hierso net 8 kinders sit in wetenskap klas. Want die afsnypunt vir wetenskap is 30%. Hallo. So die groot meerderheid van die matrieks het nie daai afsnypunt behaal nie. En net 'n klein bietjie. Okay? So wat die departement van onderwys kan doen is hulle kan sê, okay, kom ons maak die afsnypunt vir wetenskap 20%. So wat doen ons verskuif die aktiveringsenergie nog minder, dan gaan al meer kinders wetenskap kan doen. Okay. So dis hoe ons gespeel met die Rijksselborskurwe. Ons gaan kyk, hoe kan ons hierdie reaksie manipuleer dat daar meer deeltjies na die afsnypunt is. Okay, want ons wil hê meer deeltjies moet bots en reageer, ons 'n groter opbrengs kry, dan ons meer geld maak en dan word ons superryk. Okay. Juffrou, wat is ons ekstra plan? Jy het al vergeet, jy weet ons op die groep gestuur. Jy moes die Vrydag laat weet. Ek het jammer. Nee, almal het. Ek maar net gedink ek gaan aan met daai dae wat gestuur is vir die klasse. Is dit tyd? Maar ek is op die eksamenrooster aangedui, so as dat seker jy beseker gekyk. Ek het rondom dit gekyk. Ek het regtig hard probeer rondom dit. Ek sal soos nou kan ek niks dinkie, maar ek sal weer. Goed, ek wil kyk hoe laat lê die klok want ek wil nou vir julle die video wys. Weet julle hoe laat lê die klok? Weet jy hoe laat die vroeër begin? 20 oor. Dan sal dit Maandag. O ja, nee, okay, genoeg. Okay, so ek julle video wys. Dis obviously 'n kinderige video, maar ek hou met dit. Ek dink hy verduidelik al hierdie goeders verskriklik oulik. Dit is in Engels. Maar julle het mos al Engels gehad as 'n vak sedert graad 3. So mense sou dink, julle weet wat is Engels. Ek luister op maar wat staan. Nou probeer julle dink wanneer het julle Engels begin doen? Ja. Dit was in graad 3, hoor? Dis Wat is jou persoon uit die Hy word 15. Waar gaan ons daar tot? Dis 6. Hy is volgende jaar graad R. Hoekom? O, shit het julle. Ek bære die in plaas van 'n protein shake myself maak ek 'n Nesquik volgens. Dit kan 60. Nesquik lekker. Dis toe ek drink, dis ek soos wat drink ek? Ek het die melk in die kas gebêre en my foon in die yskas gebêre. Dit gaan jy bring terug maar. Dis ek wil my foon graag charge. Hier gaan werkie. Julle. Dis 'n ander tipe moeg hierdie. Kyk. Kom. There we go. Die graad 10 Afrikaanse klas was jy ook by juffrou Salera. Ja. Goodness, you didn't have connected. Ja, hy's connected.